Goeiemiddag julle. Kom ons gesels vandag 'n bietjie oor redenaars. Nou, sportouers is altyd in die spervuur en verlede week het ek ook met julle gesels oor spankeuses en baie kere sien ons ook natuurlik hoe ouers hier hulle kinders leef op die sportveld. Nou, vandag wil ek hier kom met 'n ander interessantheid en dit is die redenaarseisoen. En ouers en redenaars kan net so interessant wees. Nou laat ek julle nou net vertel. Ek het al gesien wat se ongelooflike vertonings letterlik, want dit is nie noodwendig eers toesprake nie, word daar soms gelewer by 'n ATKV of op die tong af of 'n interskole redenaarskompetisie. Ek verkies natuurlik die onvoorbereid, dis dalk 'n bietjie minder werk vir my, maar dit is my baie meer opreg. En dalk trap ek op iemand se toon as ek dit sê, maar ons weet mos nou hoe hard werk die kinders en hoe word hulle afgerig om hierdie voorbereide praatjies te sê. Dit is glad nie 'n slegte ding nie, natuurlik, nee. Ek dink mens moet voor mense kan praat, jy moet kan redeneer, maar om op jou voete te dink is definitief die onvoorbereide ouens se kos baie meer, dink ek, as dit altyd die voorbereide praatjie is wat die kind leer en leer en leer. Nou, dalk voel ek op die oomblik so, omdat ek tans besig is met 'n graad 3 ATKV toespraak, wat ons in daai klein koppie moet kry, en dit gaan nie te sleg nie, maar nog steeds, die temas wat hulle kies altyd, is my so interessant, om 'n praatjie te doen oor geraas, is nogal 'n uitdaging. Nou, ek is seker baie van julle, het ook kinders in die laerskool, en gaan ook 1 of 2 of dalk 3 of 'n hele klomp sessies met deursit met redenaars in hierdie volgende paar maande, so baie sterkte daarvoor. Ek hoop die mense en kinders is lekker kreatief, sodat ons nie almal heeltyd dieselfde storieetjie oor en oor hoor nie. En dan natuurlik die mense wat praatjies koop. Ek hoop dat die skrywers genoeg variëteit het, dat ons ook nie heeltyd dieselfde praatjie hoor nie. Nou goed, dit is dan nou my storie vir eers, ons gesels gou weer.